Goeiemôre almal, dis maandagooggend, dis die 26ste Mei, die jaar 2025 se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor swaar kry. Nou nêrens in God se woord het hy vir ons gewaarborg dat ons nooit swaar gaan kry nie. Jesaja 43 sê dit. Hy bewaar ons nie altyd van die vuur en die water nie, maar hy beloof dat hy daar sal wees saam met ons, sodat hy sy doel in ons lewe kan bereik. En daarom is ons bly oor ons swaar kry. Die psalmdigter sê dat U laat ons swaar kry en dit is 'n teken van U trou. Ons is bly nie omdat ons lekker kry oor ons swaar kry nie, maar omdat ons die vrug daarvan kan sien. Swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop sal nie beskaam nie. Romeine 5 vers 3 sê dit. Kom ons gaan lees ons eerste gedeelte hier in Deuteronomium 8 vanaf verse 11. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word en nie mooi huise bou en bewoon nie, en jou beeste en kleinvee vermeerder en jou silwer en jou goud vermeerder, alles wat jy het vermeerder, en jy jou hart dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, die een wat jou uit die Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene, en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit 'n klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink, my krag en my sterkte, my hand, het hierdie rykdom verwerwe, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat vir jou die krag en die rykdom gee om te verwerwe, dat dit sy verbond kan bevestig, dat hy jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien, voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom. Soos die nasies wat die Here voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het nie. En dan ons tweede gedeelte is Job 11 vers 13 tot 20. As jy jou hart berei en jou hande uitbrei na hom, as daar ongeregtigheid in jou hand is, verwyder dit en laat geen onreg in jou tente woon nie. Ja, dan sal jy jou aangesig kan ophef, vry van smet, en jy sal vas staan sonder om te vrees. Ja, jy sal al die moeite vergeet, soos aan water wat verbygeloop het, sal jy daaraan dink, en helderder as die middag sal die lewe oprys as te donker, dit sal wees soos die môre. As jy vertrou, want daar is verwagting en kyk rond, jy sal in veiligheid gaan slaap. Ook sal jy lê sonder dat iemand jou skrik maak en baie sal jou guns soek, maar die oë van die goddelose sal versmag en die toevlug is vir hulle verlore en hulle verwagting is uitblasing van die laaste asem. Dan ons laaste gedeelte is Romeine 5 vanaf verse 1 tot 5. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede, wat by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons deur die geloof die toegang gekry het tot hierdie genade, waarin ons vandag staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, en nie alleen dit nie, maar ons roep ook in die verdrukkinge, omdat ons weet, dat die verdrukking lydsaamheid uitwerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons weet, in tye van swaar kry is U definitief daar. Here, soms voel dit asof U ver is, daar iewers in die hemel, en U weet nie eens dat ons swaar kry, Here, want die een ding breek, en dan breek die ander ding, en dinge gebeur net in die lewe, en dit voel asof dit net nie wil einde kry nie. Maar Here, baie dankie dat ons weet, U woord sê, U is en bly die skaduwee aan ons regterhand. Here, dankie dat ons weet dat U daar is vir ons. Here, seën ons in hierdie dag, is my gebed in Jesus naam, amen.